My naam is John Cornelius Witbooi. Ek is die stamhoof van die Witbooi Nama stam in Suid-Afrika. Nou, as julle die geskiedenis ken van Namibië, ou Suidwes-Afrika, hier in 1884 het kaptein Hendrik Witbooi saam met ander Nama-groepe en die Hereros, toe het hulle die oorlog saam met die Duitsers begin, toe die Duitsers Namibië wou koloniseer. En agter op die Namibiese dollarnoot is kaptein Hendrik Witbooi. Hy is in 1905 in Oktober maand deur die Duitsers doodgeskiet. En ek is die stamhoof hier in Suid-Afrika van daardie aanspreekvorm van kaptein John Cornelius Witbooi. Afrikaans is my moedertaal en ek het 'n ontsettende liefde vir Afrikaans. Afrikaans het by my 'n leefwyse geword. Daarom bevorder ek die taal elke dag. Ek vertroetel hom elke dag. En waar ek kan ontwikkel ek die taal elke dag. En ek moedig mense aan om Afrikaans te praat en in Afrikaans te lewe. Maar my historiese taal is Nama. Ons het nooit die voorreg gehad om die taal te besig nie, as gevolg van historiese redes. Maar aan die einde van die dag is ek glo, Nama is een van die oudste tale in hierdie land. En 'n land wat sy taal en kultuur vernalatig, daar is baie ernstige fout met so 'n land. En daarom moet 'n mens elke kultuur, elke taal in 'n bepaalde land soos Suid-Afrika moet jy eintlik omhels, omarm en jy moet dit vertroetel. 'n Grootste deel van ons stamlede is gelokaliseer in die Richterveld, in Namakwaland en groot gedeeltes in die Noord-Kaap. Maar as gevolg van ekonomiese redes en ander redes het baie van ons Nama mense versprei. Baie van hulle is hier in die Wes-Kaap, ander is in ander dele van die land. Maar die grootste konsentrasie van ons mense is in die Richterveld in Namakwaland. Dit was my moedertaal gewees. Ek het gehuil in die taal, ek het gelag in die taal. Ek was ongelukkig in die taal, ek was gelukkig in die taal. Die Afrikaans was eintlik omvattend in my lewe gewees, want alles het ek daardeur gedoen. Ek was gelukkig gewees, ek is gekwalifiseerde onderwyser en ek het die voorreg gehad om al my klasse te doseer in Afrikaans. En dit was goed gewees. In 'n plek soos Carnarvon, jy het nie daar Engels gepraat uit selfverdediging uit. Ons het 'n besondere aksent, want die taal Afrikaans het verskillende aksente. Jy kan duidelik hoor, hierdie persoon kom uit Namakwaland uit, waar Nama gepraat word deur sommige van die Namakwalanders. Jy kan hoor wanneer jy om Klaas Philips luister in Koebush en Klaas praat Afrikaans. Al het jy nie vir hom Klaas gesien nie en jy het vir hom Klaas net gehoor, dan weet jy, hierdie persoon kom uit Koebush of uit die Richterveld uit. Want die manier hoe hy die taal gebruik, die Afrikaanse taal besig, kan jy agterkom, dit is net baie anders as wat dit byvoorbeeld in 'n plek soos die Wes-Kaap gebesig word. En 'n mens kan agterkom dat op 'n manier kan jy eintlik die konnektasie sien tussen die Afrikaanse taal en die mense met 'n Nama agtergrond. Want dit is eintlik maar uniek. Ek bedoel die manier hoe hulle dit praat en die manier hoe hulle idiome en idiomatiese uitdrukkings gebruik. En dit is goed om na die mense te luister. En dis hoekom ek glo dat as 'n mens loop kyk, die persone wat 'n Nama herkoms het, is eintlik
die Afrikaanse taalgebruikers. En dit is die mense wat in Afrikaans groot geword het. Ons het regtig nie 'n ander taal geken as die Afrikaanse taal. En daarom is ons bereid om Afrikaans te beskerm met alles wat in ons is. Ek is ook besig daar waar ek is in Riebeekasteel met projek vir die matrikulante. En om die eenvoudige rede, die kinders daar het soveel hulp en ondersteuning nodig. Baie van die mense in die vallei vergryp hulle aan die misbruik van drank en dwelms. Maar baie van onze kinders se ouers is werkloos, baie van onze kinders het nie eens op matriekvlak 'n tafel om op te werk, 'n afsondering waar hy sy huiswerk kan doen nie. En ons het met 'n projek gekom om probeer 'n verskil te maak. Maar dit is ook hartseerlik om te sien dat 'n kinder wat in 'n Afrikaanse taalomgewing floreer, leef elke dag. En wanneer jy kyk na sy simbole in matriek, dan korrespondeer dit nie met die feit dat hy elke dag in Afrikaans lewe nie. Ek glo aan die einde van die dag 'n kind wat in so 'n omgewing groot word en wat in die taal elke dag lewe, jy behoort dit dan ook te sien wanneer jy kyk na sy eksamenuitslae. Daar is 'n persepsie daar buite wat glo as jy in Engels leer, as jy jou kind in Engels groot maak, het jou kind 'n heel beter kans in die lewe as om in Afrikaans groot te maak. Dit is heeltemal waar. En ek is oortuig daarvan, maak 'n kind in sy moedertaal groot. En daar is soveel voorbeelde in hierdie land van kinders wat in hulle moedertaal Afrikaans groot gemaak het, wat die hoogste sport in die lewe bereik het. En as dit nie genoeg rede is vir jou om vir jou te sê, jy het nie nodig om jou kind in Engels of in 'n ander taal groot te maak om daardie hoogtes te bereik wat jy wil bereik. Gee hom net 'n eenvoudige kans. En ons as ouers moet die navolgenswaardige voorbeeld stel. My 2 dogters, ek het net die 2 dogters, maar onze kinders word in Afrikaans groot gemaak. By ons huis word daar nie Engels gepraat nie. Maar my 2 dogters is in staat vandag om hulle self te help in Engels. Hulle praat nie net vandag Engels uit selfverdediging uit nie, maar hulle kan hulle laat geld in die taal as dit moet. My oudste dogter is nou 2de jaar hier op die universiteit en sy kan vraag goed help in Engels as dit moet. Maar sy is in Afrikaans groot gemaak. My boodskap aan my mede stamgenote is dat Afrikaans is onze moedertaal. Ons het nie 'n ander taal geken nie. Ons weet dat Nama onze historiese taal is. Maar wees trots op onze taal, vertroedel die taal en maak Afrikaans 'n leefwyse. En leef dit elke dag uit. En waar het kan, bevorder dit, omarm dit en moedig mense aan om nie bang te wees om hulle taal te praat as dit nodig is. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.